Goeiemôre. Jy luister na die 78ste oordenking in die reeks Kopskuif en die tema vanoggend is invloed van die magtiges. Ons gewoontes word op 'n baie direkte manier beïnvloed deur diegene die naaste aan ons, die massas en die magtiges. Ons praat vanmôre oor die invloed van magtiges, beroemdes en gewildes op ons lewens. Mense oor alle tye en plekke heen is beïndruk en beïnvloed deur mag, deur status en prestasie. Balkies op baadjies en medaljes om die nek, 'n plek op die rostrum. Ons plak plakkate van ons helde teen ons mure van kleins af. Ons gaan sit voor die TV om hulle te sien deelneem, praat of presteer. As die Springbokke speel, skree ons longe uit. Tree selfs buite karakter op. Partykeer 'n bietjie barbaars. Iemand met 'n heel gematigde persoonlikheid verander skielik in 'n aggressiewe toeskouer. Toe die Bokke die 1 punt wen deurtrek in die finaal van die Wêreldbeker, het elke Suid-Afrikaner soos 'n kampioen gevoel. Ons wil almal wenners wees. Ons wil soos wenners voel. Ons wil ons met wenners assosieer. Oor die geskiedenis heen sien mense duidelik. Mense met mag en status het onmiddellik toegang tot meer hulpbronne, meer vriende. Ja, ook toegang tot meer meisies of meer mans. Die koning, die prins, die goewerneur, die maghebber, die hoof van die leer, die sakeman, die koningin, die prinses, die aristokrasie. Ja, dinge het effens verander in die laaste 50 jaar of wat. Nou wil kinders nie meer ruimtevaders word nie. Hulle wil filmsterre, rocksterre, TV-sterre, Facebook en TikTok sensasies word. Kyk 'n mens na staatshoofde, is dit duidelik dat ons sterk en magtige leiers verkies. Jy staan soms verstom oor die bedenklike karakter van hierdie mense. Hulle is korrup, moreel verlore, maar hulle is sterk en invloedryk. Despote, tiranne en diktators word dikwels vir dekades lank as leiers ingestem. Daardie leiers se gedrag word deur die res van die inwoners nageboots. So vind ons die bedrading van ons menswees. Ons kan kwaliek daaruit ontsnap. Daarom word van ons en ons kinders wysheid gevra. Kies jou held, jou heldin met sorg en wysheid. Kies die karaktereienskappe en gewoontes van jou helde met onderskeiding. As jy bevoorreg genoeg is om in 'n posisie te wees van mag en invloed, op watter terrein of vlak van die lewe dit ook al mag wees, neem die verantwoordelikheid dat jou gedrag en gewoontes nageboots word deur ander. Kinders kyk op na hulle ouers, grootouers, onderwysers en afrigters. Jong werknemers kyk op na hulle seniors, mentors en hoofde. Studente kyk op na hulle dosente. Ons soek almal iemand om na op te kyk. Wanneer Paulus aan die Filippense skryf, maak hy baie hiervan. En ek sê dit nou in my eie woorde, maar Paulus sê basies, jong, ek was spoggerig. Ek het my status en mag stelselmatig opgebou. Ek het gedissiplineerd opgang gemaak in die dinge wat saak maak vir 'n opregte Jood. Maar toe ontmoet ek 'n nuwe held. Sy naam is Jesus, die Christus. En toe kom ek agter dat alles wat ek as 'n wins beskou het, wesenlik waardeloos is, in werklikheid eerder 'n verlies. En nou het ek 'n nuwe strewe en doel, om hom voor oë te hou, en volgens sy voorbeeld te leef. Aan hom sal ek my lewe lank onderwerp, en op hom steun. Ek sluit vanoggend af nie met 'n gebed nie, maar met 'n belydenis uit Filippense 2 vanaf vers 5 tot 11. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis.
Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.